Goeiemôre. Gou weer vanoggend 'n kort storie oor VIP protection. So hier tussen 92 en 2008 was ek betrokke by VIP protection op verskillende vlakke. Maar hierso van 95, 96 af tot omtrent 2004 was ek meestal my betrokkenheid was bevelvoerder van die lugmageenheid, bevelvoerder van die SAW eenheid. So ons het redelik baie besoeke in daai tyd gehad, veral net na 94 toe die nuwe regering oorvat en die hele land oopmaak vir almal. Toe skielik wil almal Suid-Afrika besoek. Eers om kom handskud met Mandela en die tweede ding is om te kom wapens koop of verkoop. So hierso met 97, 98 rond, het ons die minister van verdediging van Algerië, dis ons span vir die week. Hulle is genooi deur ons mense om te kom kyk na die rooi valk, hulle om moontlik te sien of hulle die rooi valk en hulle kan verkoop kry. So hier kom die ou met sy span, en ons span is reg, ons belaai hom op die lughawe en ons begin met ons trip, so 'n weektrip. Een van die besoeke is dan een of twee van die besoeke is dan by Denel, waar die rooi valk projek is, waar hulle besig is om rooi valke te bou. So ons vat ons soontoe, hy het daar flip gekry in 'n rooi valk en so aan. Ons het daai dit hier van 94, 95 af redelik baie besoeke daar afgelê wat ons lande gevat het om rooi valke te koop. So ons het al die presentations gesien van hoe die ding develop en hoe verder hulle ontwikkel en begin add-ons en goed sit by die rooi valk. Baie interessant om dit te kom bywoon. Maar ook het ek gehoor by hom en sy attaché wat daar was, dat hulle is ook geïnteresseerd in die Seeker, ons drone van die SAW. Nou die Seeker is die eerste keer gebruik, ons het in Angola gebruik, hier in 86, 87 rond, 88 daai tyd, is die Seeker al in Angola gebruik. So die Seeker was redelik ten 97 daar rond, redelik goed in plek, goed gebruik, hy is baie ook op die Ooskus gebruik, nie Ooskus nie, daar op die Komati Poort gebruik in die aande. Ek onthou nog dat ons in die command post gewerk daaronder in Lugmag HK se bevelspos. Dan saai hulle die footage van die Seeker uit op ons big screen. Dan kan jy sien, want hulle het hom gebruik om te kyk vir mense wat illegal oor die grens kom, met die thermal cameras. So jy kon lekker nie aansien waar kruip die ouens weg in die suikerrietlande. Dan het die ouens met die Seeker, die polisie op die radio gepraat en hulle het hulle ingelaat loop tot hulle by die ouens kom en hulle optel. So, maar dit was nou die twee, die Algerië guy het nou die twee kom besoek, die Seeker en die rooi valk. So normaalweg doen ons mos voor die besoek 'n hele waardering en ons kry 'n briefing van intelligence aan die bedreiging van wat aan die minister is, sodat ons die beskerming aanpas volgens daai bedreiging. En op die oomblik die bedreiging wat ons gehad het op hom was nie so hoog nie, so ons nog steeds gee die hoogste vlak van beskerming altyd, maar daar was nie ekstra goed by omdat daar 'n skielike hoë bedreiging is nie. Nou daar by die rooi valk projek, nou is daar klomp media ook, net nadat hy sy flip gehad het in die rooi valk, nou moet hy daar praat. Hier kom Algerië ou, een van die Algerië se reporters wat saamgekom het of op hulle eie gekom, ek weet nie of hulle of saam met hulle gekom het nie. Nou hierdie word lewendig uitgesaai in Algerië, hierdie nuuskonferensie. En daai tyd was daar 'n tipe van 'n burgeroorlog in Algerië. Daai ou vra die minister, so gaan jy hierdie attack helikopters en hierdie drone gebruik om beter op die bevolking wat teen jou rebelleer te kan sien en te kan aanval of te kan doen. Hy sê natuurlik, dis hoekom ek goedkoop is om julle bevolking wat my wil rebelle teen ons wil wees, om julle op te spoor en dood te maak. Yes, ek tog, hoe kan jy nou dit kliphard op die nuus lewendig daar sê, terwyl jy in ons land sit en ek moet jou beskerming doen. So immediately gaan die bedreiging heeltemal op. Ons is daar in die kar, ons is daar weg.
na die nuuskonferensie na ons volgende besoek toe. En terwyl ons dit doen, is ek in die kar besig, so in ons kar, ek is nie die hoofkar. Ek het 'n drywer, myself in die voorsiet, en dan die minister in die agtersiet en ons military liaison officer saam met hom in die agtersiet. Nou ek het allerlei verantwoordelikhede waar ek daar sit, as ek met die konvoi beheer en alles. Ons konvoi bevelvoerders in die kar agter my. Hy beheer die konvoi, maar enige kommunikasie deur van ons liaison officer vir die res van die span gaan deur my en dan deur die span. Ek is die spanbevelvoerder. So, maar my kop dink so, want ons moet nou vinnig uitfigure, okay, waar moet ons nog oral te gaan en wat is die bedreiging by daai plekke kan wees, want hy het nou hierdie op lewendige TV gemaak, waar uitgesaai word. En ons weet nie wat se elemente van daai rebelle of hulle is in Suid-Afrika, wat nou, so, ons moet verder nou heeltemal seker maak, van die res van sy besoek is nou, want dit was 'n offerte besoek, offerte, jy weet, is open vir almal. Res van sy besoek moet nou offerte of clandestien wees. So, dit is dan onmiddellik so iets, verander die hele tyd onmiddellik die plan. Sodra ons by die volgende plek kom, het ons gou 'n klein meeting gehad, terwyl hy in was met sy meeting en goeders, en selfs met ons liaison officer, wat saam met hom was, military liaison officer, en dan ook met die HK, met die hoofkwartier, om te sê, okay, hier moet ons nou 'n bietjie plan verander, want die bedreiging het onmiddellik opgegin. En ook moes ekstra mense kry, om ons te join, die team te join, maar daar was nog 3 dae oor van sy besoek. So gelukkig het die res van die span, die res van die week afgeloop sonder enige dinge wat gebeur het. Maar net so iets, is interessant om te sien, die dinge wat ons beleef het daai 16 jaar, met allerlei beskerming wat ons gedoen het. Daar was ouens wat saam met my was, ons het in daai 16 jaar, het ek seker by ver oor die 100 verskillende lande se presidente of defense ministers of generale ontmoet. So, dis baie interessant om met daai mense saam te werk op daai vlak en te hoor wat hulle sê, vir al die posisie wat ek gehad het, wat ek hierdie by hulle was, veral in die meetings en so aan. Volgende keer praat ek bietjie oor iets anders. Hierdie was nou maar net 'n interessante gedeelte van hoe beskermingssituasie onmiddellik in jou omgewing kan verander. Baie dankie.